van Jesus. Roep vir jou verby. Staan en wacht die deur van ons harte. Wacht vir jou verby en kom thuis allemaal wat het is. Kom thuis. Samen in de zee, van Jesus.
Ja, dit die welkom sê hierso. Dankie dat julle in die aande opkom en deel is van die gelooflike reeks. Ek dink ons het die week al klompie dinge gehoor. En dankie dat julle saam met ons reis en ook vanaand verder hoor. Ons het ook die thema's kom af, kom uit, kom thuis. En het is ons lekker om ook deel te wees van die hele reeks. En mag jy ook vanaand die Here verras word. Ook net waar jy is, mag die Here jou ontmoet waar jy is. So kom ons begin met die foto. Ek kan nie as dit terug lees en dan as gemeente kan jy net reageer. Christus verklaar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Ons glo in Jesus Christus. Elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Ons glo dit. Goeienaand, lieve broers en susters, gemeente. Baie goed om u te sien. Ek gaan nou ook die seëngroet uitspreek en daardie manier ook ons by mekaar kom as 'n gemeenskap van gelowiges op 'n plek waar ons tuis kom, spesiaal so bevestig. Daarom groet ek julle in die naam van die Vader wat sy huisgesin by mekaar maak. In die naam van ons broer Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het. In die naam van die een wat ons heg aan mekaar bind, die Heilige Gees. Kom ons sing ook van die vreugde wat in ons leef en die feit dat ons glo die Here self bring ons by mekaar. Die lied is die ankerlied vir ons hele Pinksterreeks, so ek nooi julle om te staan, dan gaan ons dit saam met die begeleidingsgroep sing. Wie van julle sluit vanaand nou die eerste keer by ons aan, wat dalk in jou gemeente tuis was? Hier is 'n hele klomp, wonderlik. En ek wil julle graag vertel waarmee ons besig is. In die gemeente in Woestervallei is hulle besig om die hele jaar in te ruim rondom die gedagte van die groot storie van God. En waar pas my storie in die groot storie in? En ek was verskriklik bly om te hoor van hierdie tema, want ek dink ek het ook 'n storie om te vertel. En my storie gaan daaroor dat ek dink die groot storie is om tuis te kom. Dis wat God wil doen. God se plan is om van die skepping en die aarde sy tuiste te maak en om mense te laat tuiskom, en hy het dit op allerlei maniere gewys. En ek het gedink dat 'n manier om dit maklik te onthou is om 6 woorde te gebruik.
Net 6 woorde, dan het jy die hele Pinksterreeks as het ware in jou kop. Eerste woord is kom af, en daaroor het ons gister gepraat. Kom af beteken, God kom af, hy maak die skepping, hy speel in die stof, maak mense, Adam beteken stof of grond, uit Adam uit maak hy Eva, Jesus kom ook af na die aarde toe, hy gee nie om by die gemors in die stof en die modder van die aarde betrokke te raak nie, hy raak aan melaatses, hy maak van spoeg oogsalf, hy was voete, hy kom gee sy lewe. En het ons ook daarna gekyk dat God op allerhande maniere in hierdie afkomproses 'n tuiste skep. Dit was al waar van die paradys, maar daar dinge skeef geloop. En die mens het sy tuiste verloor. Ons het in pleks daarvan om tuiskommers te wees, het ons ballinge geword, wat op soek is om weer te kom waar ons moet wees. God kom ons egter tegemoet. Ons lees al in die Ou Testament van goed soos die tabernakel, waar God gesê het, maak vir my 'n woonplek, dat ek tussen julle kan wees. En die tempel in Jerusalem, wat op 'n klein maniertjie ietsie van die groot kosmos vertel en van God se blyplek. Uiteindelik het die woord mens geword en tussen ons kom tabernakel en bly. En toe verander alles. Jesus is by ons en tussen ons. Hy vat water en maak wyn daarvan. Hy woon bruilof by. Hy vat visies en brood en gee menigte kos. Hy kan selfs dooies lewend maak. En hy skrik nie vir grafte in plekke wat lyk of dood die laaste sê het nie. So kom af, was nou 2 woorde. En toe voeg ons nog 2 woorde by, vanaand en môre aand, kom uit. En ek gaan dit verduidelik in die 2 aande. Hoe dit ook oor die tuiskoms iets vertel van dit wat God met ons doen en hoe hy ons verander. En dan gaan ek die laaste rondes bietjie praat oor kom tuis. Hoe dit tuiskoms is in 'n plek waar vrolikheid heers, en 'n tuiskoms is in 'n plek waar ons diep aan mekaar verbonde is, maar eintlik gaan alles eendag alles mooi by mekaar kom. Dis Sondag se tema wanneer die groot tuiskoms is. En Openbaring praat van die blyplek van God is nou by sy mense. So daar het julle wat nou vanaand hier aansluit, die hele prentjie. Ek hoop dit help julle om so 'n bietjie julle rigting te kry en waar ons nou vanaand in die Pinksterreeks is. Vanaand is kom af. En voordat ek die skriflesing aan die orde stel, daar is iemand wat dit vir ons gaan voorlees. Julle paar teksgedeeltes uit een van die aangrypende gedeeltes oor kom uit, gaan ek vir ons voorgaan in 'n gebed. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons het 'n uitnodiging met ons harte uitgesing en gesê, kom tuis, almal wat moeg en oorlaai is. Kom tuis. En daai liedse woorde echo in ons harte, maar ook in u gemoed, lewende Here. Omdat u deur die Gees ons tuis laat kom. Omdat u ons oor die drempel innooi en by mekaar kom plekke waar ons tuis kan voel. Dankie dat ons uit verskillende gemeentes en gemeenskappe vanaand hier tuis kan wees. En 'n pad saam met u kan loop en ons eie storie kan ontdek in die lig van u groot storie. Help ons dat ons storie sin sal maak en dat u storie ons storie betekenis sal gee. As ons nou ook die woorde uit die Bybel uit hoor, breek dit in ons harte vir ons oop, dat dit vir ons sal wees soos geestelike kos, wat ons sterk maak en ons voed. Amen. Kom
Kom ons luister na die gedeeltes, die tekste sal op die skerm verskyn, en ons luister saam daarna. Ons lees uit Johannes 11, Johannes 11 vers 1. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp van Maria, en haar suster Martha gewoon het. Vers 5 tot 7. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Vers 17. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Van vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Van vers 33 af, toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed volgeskiet, en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil, die Jode sê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe. Jesus gemoed het weer volgeskiet toe hy dit gevat het. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê, rol die klip weg, maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ry al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir hom, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien. Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk, bo toe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan. Daarom het hulle wat rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. So ek het die afgelope 2 dienste wat verby is, gister Sondag gepraat oor die 2 woorde, kom af, God kom af. En hierdie beweging van tuiskom verander die rigting nou so op 'n manier, en hoor ons 'n nuwe woord, kom uit. As God se afkom 'n beweging na ons toe is hierdie woord kom uit nou 'n soort van 'n roepstem by ons om ook in beweging te kom en iets te doen. Ek hoop julle sien raak dat die toneel nogal dramaties verander. Dat hierdie storie, een van die belangrike stories wat vir ons iets van God se groot storie vertel, nie by 'n tempel begin nie, of by 'n tabernakel nie, maar vreemd genoeg by 'n graf begin. Die storie begin by 'n graf. En Jesus is op pad na Betanië, en sy vriend Lazarus is dood, en hy gaan nou om sy laaste eer te bewys, en ook al te doen wat hy daar wil doen. Miskien die familie te troos. Ons weet nie alles wat sy plan is nie, behalwe dat die verhaal ons dan nou verras met wat sy uiteindelike plan is. As Jesus daar in Betanië aankom, is dit 'n begrafnistoneel, die hartseer van dood, wat ons almal al sekerlik in ons lewe ervaar het. Ons was al almal langs 'n siekbed of 'n sterfbed of by 'n graf. En dis 'n plek waar mense huil, soms ontroostbaar is. En dis 'n plek waar die atmosfeer somber en donker is met 'n gees van finaliteit. Grafstene wat toegerol is. Oorledenes wat al 4 dae lank oorlede is. En die dood wat maar soos altyd
finaal is, né? Nou Jesus het ons nou al verlede keer gesê, deins nie terug waar dinge rof raak of vol stof raak nie. En daarom is dit ook nie 'n verrassing dat Jesus nie terugdeins van die graf nie, maar dat hy reguit na die situasie toe stap. En dat hy daar aangetref word in die middel van die krisis. Ons het gister ook gesê, God is nie 'n God wat vir die krisisse en die probleme van die lewe wegvlug nie, maar dit tegemoet gaan en in die oë kyk en meerendeels hanteer. En dan is daar 2 keer wat daar gesê word, Jesus het begin huil. En natuurlik huil hy, want 'n baie goeie vriend is dood. Waarskynlik is Lazarus vir Jesus een van die belangrikste mense van almal wie se name ons leer ken het. Nader aan hom as die disippels. Want al was Lazarus nie 'n disipel nie, staan hier, hy was Jesus se vriend. En die verhaal se opset en die feit dat dit die enigste plek is in die Bybel waar iemand op so 'n manier 'n vriend genoem word, laat ons dalk vermoed dat dit Jesus se beste vriend was. Het jy al 'n beste vriend begrawe? Dit gaan ergens op ons pad met ons gebeur. Of ons beste vriende gaan ons begrawe. Daarom is dit nie vreemd dat die Seun van God menslik diep beweeg word en ons hoor dat hy staan, hy huil. Hy huil saam met Martha en Maria en hy huil saam met die mense wat rou en hy word so diep beweeg dat dit hom diep ontroer. Wat vir ons 'n kykie gee in God se hart, nê? Dat God se hart warm en vol deernis is. God is nie onaangeraak deur rampe en afsterwe en rou en hartseer nie. Maar God se hart is sag en vol deernis waar dit gebeur. Op 'n menslike wyse sou ons kon sê God voel. God ken pyn en verlies en verstaan mense se donker plekke en plekke van afskeid en hy bly nie buite nie. Hy kom maak hom ook tuis in die donkerste oomblikke. En almal wat ook Lazarus se vriende is en by oorlede Lazarus. Hy gaan in die situasie in. En dan word dit vir ons geskets as 'n baie finale situasie, né? Die graf is altyd finaal. As ek en jy uit deernis of herinnering 'n grafsteen of 'n plakkaatjie besoek waar iemand veras lê, is daar geen hoop op lewe weer nie. Jy gaan eintlik maar net om vrede te maak met jou rou en afskeid. Dis finaal. Die grafsteen is toegerol. Die herinneringssteen is toegemessel. Dit word half in menslike terme gesê, Here, nie te naby gaan nie, dit ruik al by die plek. Met ander woorde, dis 'n toneel wat sê dis te laat. Daar is 'n bietjie verwyd ook dalk, as hy vroeër hier was, Jesus sou dinge anders gewees het. Maar die hele verhaal sleur ons mee omdat ons by 'n plek saam met Jesus staan van finaliteit, byna 'n bietjie moedeloosheid, en dalk ook dat geen ander alternatief moontlik is nie. En dan hoor ons 2 woorde saam met Lazarus se naam, wat eintlik van die kragtigste woorde is wat in al die evangelies opgeteken is. Jesus roep uit, Lazarus, kom uit! Dis nie so 'n suggestie van, ag ou Lazarus en almal wat hier is, miskien is daar 'n moontlikheid dat die volgende kan gebeur nie. Dis ook nie 'n gebed nie. Dis 'n bevel. Lazarus, kom uit.
voorwaarts mars. Teenoorgestelde soort van beweging. En die verrassing is, as Jesus daai stemtoon het, dan moet die dood ook luister. In hierdie kragtige oomblik in die Bybel, in een van hierdie heel sterkste verhale, kry die dood marching orders. Weg is jy dood. Lazarus kom uit. En dan maak Jesus waar wat hy nou net verduidelik het vir Martha en Maria, hy gaan doen. Onthou julle dat hy so 'n bietjie vroeër in die gesprek vir hulle gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Onthou julle dit, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit was Jesus se voorspelling van wat hy gaan doen. Hulle het dit net nie verstaan nie. Nou roep hy, Lazarus kom uit en hier gebeur dit. Hy is nie net die lewe nie, hy gee die lewe. Van al die wonderwerke is hierdie 'n soort van 'n opbou, né? Jesus het al baie interessante goed gedoen. Hy het water gevat en wyn gemaak, broodjies en visse gevat en 'n paar duisend mense kos gegee, siek mense gesond gemaak, blindes laat sien, mense wat nie kan loop nie, het opgestaan en gejubel en gedans en gehardloop. Onwaarskynlike, amper onmoontlike goed gebeur. Maar die een ding wat jy weet, hier stop alles. Hier kan nie oë verblind ry of iets wees nie. Soos iemand in die graf is en die grafsteen is toegemessel, die liggaam lê 4 dae al daar en ryk, is dit finaal. Maar Jesus sê Lazarus kom uit. Hy is die lewe. En daar kom Lazarus uit. Hy stap uit die graf uit. Ons is baie keer, dink ek, nogal geneig om dan nou die storie hier te stop en terug te staan, te sê, wow, wat 'n aangrypende storie, hier kom hy uit. En hier word Jesus se woorde waar, en ons kan dit nou glo. Dis mos tevens wat hy vir Martha en Maria gevra het. Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe hulle ook. Glo jy dit? Dan sê hulle, ja Here, ons glo dit. En julle het dit vanaand ook gesê, né? Toe die erediens begin het, ons glo dit. Maar okay, gaan dit gebeur by 'n graf en 'n dooie? Wow, hier gebeur dit. En Lazarus lewe, en Christus wys eintlik wat sy opstandingskrag is. Hierdie is eintlik 'n gelykenis wat soos 'n drama opgevoer word, of 'n storie wat opgevoer word, wat 'n dieper waarheid vertel en sê, dis wat Jesus met almal gaan doen. Dis hoe Jesus se plan is. Met hierdie gemors van die lewe en die krisis van die lewe gaan hy almal wat sterwe en in hom glo, lewend maak. Dis wat op ons wag. En dan sê ons amen, die storie is nou verby. Maar ons het nog 'n paar vragies wat nogal moeilik is om uit te sorteer, né? Soos, wat het nou daar met Lazarus gebeur? Hier's nou 'n ou, ons het al daai tekeninge gesien, lyk soos 'n mummie. Sy kop is toegedraai en sy arms en sy hande en alles is in grafdoeke. En nou sê Jesus kom uit. Het jy al gewonder hoe het Lazarus nou daar uitgekom? Ek meen, jy weet, hy was vasgebind in grafdoeke. Het hy so heen en weer gewieg. Het hy nie daar in die mure vasgeloop nie, want sy gesig was toegedraai. Grafdoeke het beteken dat in hulle begrafnisgebruike die hele liggaam toegedraai was, byna soos 'n mummie. En nie 'n stukkie daarvan kon beweeg nie. Hoe op aarde gaan hierdie storie nou uitspeel? Dis nie die einde van die storie nie. Hier kom op 'n manier wat die Bybel nie heeltemal vir ons verduidelik nie, maar wat baie vrae laat, kom Lazarus nou uit. Of het hulle hom daar gaan uithaal en het hy so half hier binne in die doeke gemompel, jy weet, maak oop, doen iets. Maar iets het daar gebeur wat net, hier is nou 'n groot ding aan die gang. Wat nou? Al wat hulle weet is, hy lewe. Daar's lewe by Lazarus. En dan moet ons weet, is daar 'n tweede opdrag.
En dit is die opdrag wat ons baie keer miskyk. Ek wonder hoeveel van julle het al preke gehoor oor die tweede opdrag. Ek dink ons het baie preke gehoor oor Lazarus kom uit. Maar die tweede opdrag is net so belangrik. Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Wow. En vir die eerste keer in my 40 jaar van die teks lees, het ek raak gelees, nie maak hom los nie, maak hom los dat wat kan gebeur? Dat hy kan huis toe gaan. Dat hy weer by sy woonplek kan kom en dat hierdie huis toe kom en ook in sy lewe waar kan wees. Gaan maak hom los. Nou, dis eintlik ook die tweede versie van hierdie storie, die tweede episode. In die eerste episode van ons storie sê God, Lazarus kom uit. En Jesus wys daarin dat hy die dood oorwin. Dat al die ander wonderwerke eintlik klein wonderwerkies was teenoor die groot wonderwerk wat nou begin. En ek sê maar sommer so terloops, dis nog nie die einde van die storie nie, ek gaan nou eindig met die einde van die storie. Maar hier's nou 'n ding wat broei, dis soos groot wolke wat nader kom en 'n storm wat opbou. Kom uit! Lazarus kom uit. En God maak wat stikkend is reg en Christus oorwin die dood. En hy maak Lazarus reg om tuis te kom. Daai stuk waaroor ons gister gepraat het, word nou eintlik hier uitgewerk, né? Kom af om mense te versoen, en mense se verhouding met God reg te maak, 'n nuwe lewe te bring. En sien daar, Lazarus het nuwe lewe. Maar Lazarus kry nie net nuwe lewe om soort van nou in sy tweede lewe net derde rangse lewe te leef nie. Daar's 'n opdrag, maak hom los. Bevry hom van al hierdie goeters wat hom bind, sodat hy nou voluit vry die nuwe lewe kan beleef wat Christus vir hom 'n tweede keer gegee het. Onthou dat Jesus beloof het, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in volheid. En nou illustreer Jesus eintlik net vir die disippels, ek gaan Lazarus lewendig maak, maar die punt van die lewe maak is nie net die mammie wat daar uitdryf of sweef nie. Die punt van die lewe maak is, maak hom los. Maak hom los dat hy die lewe in volheid kan leef. En dat hy nuut gemaak kan word. En dit wil ons partykeer net miskien herinner dat nuwe lewe in Christus 'n lewe is waar ons vrygemaak word, of sou ons die teologiese woord kon gebruik, heilig gemaak word. Waar ons soms 'n probleem het, is dat ons glo dat ons uit die graf sal kom en sal lewe, maar dat ons lewe nog steeds lyk soos iemand wat in die graf hoort. Oral oor in die kerk is ons bymekaar en vertel ons glo dat Jesus die dood oorwin het. Ons vier opstandingssondag en hemelvaart. Maar ons leef soos Lazarus wat nog in die grafdoeke vasgebind is. Geknel deur, ek weet nie wat nie, miskien is dit vrees, of spanning, of skaamte, of verslawings, of pyn, of ou gewoontes. En nou wil hierdie storie vir ons sê, pas op dat jy kan bely, jy glo in die nuwe lewe wat Christus bring, maar jy lyk soos iemand wat nog in die graf hoort. Hierdie moes 'n verskriklike visuele soort van 'n gelykenis vir hulle gewees het. Die storie eindig nie net met kom uit nie, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. So ons moet raak sien in die proses dat Jesus nie die enigste een is wat hier optree nie, maar dat hy die gemeenskap wat daar by mekaar is, ook 'n werk gee. Hy doen die groot ding, Lazarus kom uit, hy maak hom lewend. En almal verheerlik God daaroor. Maar onmiddellik deel hy ook werk uit en sê, maak hom los,
Nou, daai werk het ook implikasies gehad, want in die Joodse geloof mag jy eintlik nie aan iemand wat dood is geraak het nie. Dit het jou vir baie lank onrein gemaak, en dan kon jy nie tempel toe gaan, en jy kon nie aan die godsdienst van die mense deelneem nie. Hier is 'n bietjie kommentaar van Jesus ook, jy weet, gaan vat in die dooies, of okay, nou, miskien, jy weet, hier's grafdoeke, miskien is hy nie dood nie, maar hy was dood. So die fariseërs sou lank gestry het oor hoe rein of onrein is die Jode nou wat aan die grafdoeke geraak het. Hy maak nogal 'n punt oor hulle godsdienst. Hy sê, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. En ek dink op daai manier begin Jesus al eintlik oor sy verlossingswerk sê dat hy alles doen, maar dat hy gelowiges innooi in hierdie proses van vrystel en nuut lewe as 'n gemeenskap waar die lewe in volheid aan hulle geskenk is. Om mekaar te help om waarlik vry te wees is deel van die kerk se werk. Ek sou dit op 'n manier amper in dieselfde simboliek kon sê. Die kerk is 'n plek waar mense gehelp word om die vryheid wat hulle in Christus beleef werklik te maak, omdat ons mekaar help om dit wat jou bind en vashou en terughou te verwyder. Daar is natuurlik baie sulke goed. Ons is in die kerk vol mense wat sê, ek weet dat Jesus lewe gee. Maar hier sit net so baie mense wat nog teruggehou word deur allerlei goeders wat die vol lewe wegneem. Mense wat sê, ek is nie goed genoeg nie. Mense wat sê, ek kan regtig nooit verander nie. My verlede definieer my, ek kan nie ontsnap van wie ek is in my verlede nie. Mense wat sê, ek kan nie vergewe nie. Ek het te veel seer gekry, ek is nog vasgevang in pyn van die verlede. En Jesus skenk aan nuwe lewe. Ek sê, maar ons maak in ons eie lewe, kan hy ons regtig waar bevry van alles, maar nou moet ons oë oop wees daarvoor, dat soos Lazarus se grafdoeke deur die ander gemeenskap van gelowiges om hom, soos daai grafdoeke deur hulle afgerol is, en hy skielik kan jy voorstel, nee, hier is hy nou, al het hier by sy mond af, en hier kan hy praat. Ek was in die graf, en ek was mors dood, en hy het baie stories vertel, glo ek. En hy skud sy arms uit, en hy skud sy voete los, en daar's Lazarus nou, reg vir die lewe. Maar dit is net moontlik as ander die grafdoeke afrol. So kom uit, en maak los, is al twee deel van lewe in volheid, wat Christus vir sy kerk wil gee in hierdie plek waar hy hom tuis maak. So ons help mekaar om eerlik te wees, om te groei, om te verander, om vry te leef, en dis hoekom ons mekaar nodig het op hierdie reis van heiligmaking. En nou nog 'n laaste woordjie oor hierdie interessante gebeurtenis. Weet nie wie van julle televisie kyk of flieks kyk nie, ek hou veral baie van films, en as jy nou partykeer baie lus wil word van 'n fliek, dan kyk jy mos die voorskou. Daar is so 'n preview van die fliek, as jy in die teater sit, dan wys hulle so 'n opwindende toneel van wat jou held of helde nou gaan doen. Of 'n stomende toneel, of wat ook al jou aandag gaan trek. En dan sê jy, wow, is dit in hierdie fliek is, wil ek die fliek gaan kyk. Die voorskou maak my lus vir die hoofvertoning. Of in die sepies, julle weet ons hoe werk die sepies wat ons kyk. So in die einde, dit eindig ons altyd so op 'n gespanne punt. Iemand is nou net doodgemaak, of die verkeerde ou, jy weet, is in die tronk gegooi, of daar staan iemand, dan kyk hulle jou altyd met sulke oë aan, wat jy weet, maar jy sulke bose oë, nee, nou gaan iets gebeur, dan is dit die einde. En dan na die advertensies, dan wys hulle jou wat volgende week gaan gebeur. 2 of 3 sulke snitte, wat jou lus maak, sulke lusmakertjies. Die storie van Lazarus is 'n lusmaker, of 'n voorskou. Ons gaan môre aand daaroor praat, dis eintlik die hoofvertoning. Want daar kom 'n groter oomblik, en ek gaan dit môre aand vir julle wys, dat hierdie voorskou het sulke tonele wat amper presies voorspel
wat in die hoofvertoning gaan gebeur. Dit speel dit hier uit en sê, hier is iets wat gaan gebeur, en dan gebeur dit môre aand as ek daaroor praat in die hoofvertoning. En die hoofvertoning is Jesus se eie uitkom, wanneer hy sy werk voltooi. Lazarus se kom uit, is maar net 'n voorspel op Christus, wat uit die graf uitkom, nadat hy aan die kruis gesterf het. En op Christus, wat na sy opstanding uit die dood tussen sy disippels is, en op hulle blaas, en hulle bemagtig met die Heilige Gees, en sê, ek stort my Gees op julle uit, dat julle mekaar nou kan help om die gawes van die Gees te ontdek, en in hierdie lewe van heiligmaking te vorder en waarlik te lewe. Hy kom uit, maar dan maak hy ook los deur die Heilige Gees, sodat ons as sy volgelinge vol liefde en deernis en diensbaarheid en Christelikheid kan wees. So Lazarus se storie is letterlik soos daai stukkie aan die einde van die seepie. Hier is 'n geval van iemand wat lewendig gemaak word, maar dis nog niks nie, watch die plek. Volgende keer gaan dit baie groter en intenser wees. So kom ons sluit vanaand af met die dubbele roep. Onthou, ons het gister gesê, kom af. Vanaand hou ons vas aan die woorde, kom uit. Maar ek glip nog so 2 woordjies by. Maak los. Kom uit, sê Jesus, en Lazarus kom uit, maar hy sê ook vir almal daarom het, maak hom los, maak los. Die dood self moes luister na die kragtige, lewegewende stem van Jesus in Lazarus lewe. Niks kan sterker wees as Christus se lewegewende stem nie. Dink jy dalk daar's nog iets in jou lewe wat sterker is as Christus se lewegewende stem? Dit hoef nie so te wees nie. Ook vir jou sê hierdie stem van Christus, kom uit, ook uit jou ou lewe uit jou vrees en gebrokenheid, en hoor wat Jesus sê, kom uit. En dan sê hy ook, as jy dan uitkom, en sy genade ontvang en geloof sy lewe ontvang, dan sê hy, daar's 'n klomp mense om jou, wat gaan losmaak, wat gaan help. Wat gaan help in hierdie bevrydingsproses, want dis wat die kerk is. Die plek waar mense nie net leef nie, maar waarlik vry is, omdat ons mekaar help, om waarlik vry te leef. Kom uit, maak los. Amen. Kom ons bid nou saam. Daar is iemand wat vir ons gaan voorgaan in gebed. Is die mikrofoon daarby? In kleiner groepe, daar is hy. So wat ons gaan doen is, ek gaan geleentheid gee, jy kan dit presies doen soos wat jy wil. As jy langs 'n familielid sit, of 'n goeie vriende, met wie jy vrymoedigheid het om 'n gebed te deel, man en vrou, of dalk iemand in 'n Bybelstudiegroep, of van die aftreeoord wat hier by mekaar is, huddel so by mekaar. As jy alleen sit, is dit ook goed so. Maar ons gaan nou lekker geleentheid kry, en dan maak ons so klein groep gebede, net soos ons hier sit in die groot kerk. En dan gaan ek aan die einde net almal weer by mekaar roep, en dan gaan ons met 'n kort gebed afsluit. Is dit in orde so? Kom ons bid dan ook so saam, so met spontane groepe wat ons vorm asseblief.
gaan vir ons afsluit met 'n kort gebed. Here, mag die gebede wat vanaand opgegaan het voor U wees soos die reuk van wierook of kosbare parfuum wat vreugde en skoonheid bring. Mag ons gebede wees soos trompetklanke wat sê, heilig, heilig, heilig is ons goeie en groote God. Mag U wat in ons harte sien, ons hartklop hoor, en weet dat ons so naby aan U wil wees, soos wat Lazarus was. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lekker lied saam sing. Die begeleidingsgroep gaan vir ons voorgaan en Excuse, ek wil net gou iets sê. jy moet net sê hoe die sop en al. En ek sê hoe die sop en al, ek het sê waar soms so 'n aansluiting by kom uit. Dus spesifiek uitkomst van 'n klomp mense, ek is sommer net bewus van moedersgemeentes gedeelte so 'n skerp deel daar. Hulle is nog afgesny van ons af, né? As jy by hulle uitkom, jy maar nie om by hulle uit te spreek. So, laat ons van ons gemeente lede die van die gemeente die sê ons daarom die nog van die dag so 30 centimeter uitgesteek. So, kom ons dink sommer net, hulle naaspoor, jy is dat hulle uitkomst neem, terwyl so kom uitpraat. Maar ons het ook daarom, as ons 'n rampfonds, en van die verskillende gemeentes het rampfonds, ons eie gemeente het so 'n rampfonds, en jy kan gerus daarin uitdra, ons doen dit jy so, dat ons kan bestuur. Daar is klomp behoeftes. Ek en Karel het so vandag gestaan gepraat, ons praat van, ons sê, maar kom ons begin die naaste aan ons, in ons eie omgewing, begin ons, die eerste plekke waar ons van help, op daar hooggeleverd is aan mense wat sy dakke afgewaai het, en ja, die hele gemeenskap is geraak daardoor. Maar, so daar is ook noodfonds, en ons is besig om het te bestuur, en so in samenwerking met Karel, en ons praat met sy gemeente, VGK sy ook, so, ek sê sommer net daarvoor. En dan, die tweede wat sê, kom ons wees op so geloofsgemeenskap wat ander help om los te kom, om dan weer die lewe volle te kan lewe. So, ek herinner die lijn gedaan, en dan is dat ook so. Kom ons staan en sluit ons af met die volgende. Amen.
werk is ook om te help losmaak, wat dit ook al in ons omstandighede beteken. Ons doen dit nie alleen nie, ons doen dit in die opstandingskrag van Christus, deur die Gees, en ontvang daarom sy seën en maak los. Die genade van ons Here Jesus Christus, die opgestane een. Die krag van die Vader wat alles gemaak het, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons toerus met al sy gawes is en wees met elkeen van julle tot in ewigheid. Amen.